Jy kan met my saam blaai na Matteus hoofstuk 28. Ons gaan so 'n bietjie deur hierdie hoofstuk in verskillende verse vanoggend saam die woord van die Here ondersoek, maar hierdie eerste vers wat ek met julle wil lees is dan ook opgeteken in Matteus hoofstuk 28 vers 18. 28 vers 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. All authority in heaven and on earth has been given to me. Jy weet, ek lees hierdie vers en ek is onmiddellik geïnteresseerd. Wat het vooraf gegaan? Wat het nodig gemaak het vir Jesus om vir sy disippels te sê, alle heerskappy is aan my oorhandig. Ek beskik oor alle autoriteit in die hemel en op aarde. Om te kan bevestig dat daar is nie 'n plek waarin ek of jy kan dink waar hy nie is nie. Waar sy heerlikheid en sy mag en sy autoriteit nie die absolute laaste seggenskap het oor elke saak of area nie. En ek blaai so 'n bietjie vroeër en ek begin hier van vers 1 af lees. En eintlik tref dit my hoe nodig dit is dat ek en jy vandag weet dat alle heerskappy, alle autoriteit in die hemel en op aarde behoort aan hom. Net voordat ek in hierdie hoofstuk ingaan, wil ek gou my koneksie aan hierdie woord autoriteit met julle deel. Het julle al gehoor dat hulle sê, goeie raad vir enige jongman is om weermag toe te gaan. Want daar gaan die weermag van 'n seun 'n man maak. Julle al gehoor hulle sê so, nê? So, wanneer jy aan autoriteit dink, dan is die weermag of 'n militêre omgewing 'n baie goeie plek om te begin verstaan wat dit is dat iemand het mag en autoriteit. Ek kan maar net onthou, toe ek 'n jong seun was en ek vir die eerste keer in die teenwoordigheid was van 'n korporaal of van 'n luitenant. En ek het selfs die voorreg gehad om in die teenwoordigheid te wees van 'n generaal. Nou ek wil vir jou sê, jou broek bewe wanneer jy weet, daardie man met al daardie range en al daardie blink goedjies wat so aan sy baadjie hang, en is gewoonlik ook 'n senior figuur in ouderdom, wat al die pad gestap het, en wat deur die range geklim het, wat kom op daardie posisie, en dan moet jy sien hoe bewe al die troepe, en al die jonger geslagte, en almal wat jy gedink het, hoë range het, selfs hulle, is op hulle senuwees, in die teenwoordigheid van so 'n hoë senioriteit. Maar kom ek wil vir julle gou net vertel, wat is my storie, en ek vertel het tong in die kies vandag, toe was dit nie so gewees nie, maar ek gaan en ek is baie onverwag, sonder dat ek werklik geweet het waarin ek my in begewe, was ek in 'n basiese opleiding omgewing, basic training. En ek het daaraan gekom sonder om te besef, wat is al die moeds en die moenies van die militêre omgewing nie, nê? En ons het aanvanklik eers net sweetpakke gehad, en jy was niks, jy was rondgejaag, en jy was daar moeg gehardloop, jy het nog nie eens 'n uniform ontvang nie. En ek het nou agtergekom, hierdie mense, hulle dink seker maar iets het na hulle kop toe gegaan, want hulle kan op my skree, en hulle kan my probeer rondjaag, en wat probeer hulle nou dink is hulle, maar ek het geweet, my neefie is ook in Pretoria, daar by Sonderwater, en ek het geweet, hy is 'n sersant, maar in elk geval, my neefie was daar gewees, en terwyl ek so rond hardloop en rondgejaag word, eendag kom hy daar aangestap, en ek sien sy
sy hoed op sy kop, sy tunic wat hy aan het, hy's ongelooflik wel aangetrek en hy loop daar en ek hardloop na hom toe en ek gryp hom aan sy hand, ek sê James, my neefie se naam was James, en hy ruk sy hand so los, maar sy 'n 4 tonge spoeg uit sy oë en hy kyk na my en hy vra met 'n verskriklike aggressie in hom, "Wie's jou James?" Ek sê vir my, dis ek, Christo. Hy draai om en hy loop weg. En ek kan dit nie glo nie, my neefie, hy het nog altyd met my gespeel, hy het nog altyd die grappies gemaak met my. Hy hanteer my so. En ek besef dat verhouding in die konteks van 'n militêre omgewing is betekenisloos. Want dit gaan oor die rang. En wat daardie rang simboliseer is absolute autoriteit wat jy moet respekteer. Jy praat nie met 'n mens en noem hom op sy naam nie. Jy praat met 'n posisie en jy praat met autoriteit en jy praat met wat dit verteenwoordig en jy moet so 'n posisie salueer. Jy moet weet dat hy die vermoë om jou om jou te straf tot 'n groot mate. In die omgewing ons was in basic training, jy sal hardloop tot jy naar word. Jy sal die dag van jou geboorte berou as jy die ontvanger is van die straf van die autoriteit van daardie persone wat jou sy vyand maak. Ek het goeie nuus vir julle. En wanneer ek praat oor Jesus wat sê alle autoriteit in die hemel en op aarde behoort aan hom, het ek en jy die voorreg om nie nodig te hê om daai autoriteit te respekteer vir die posisie wat God vir Jesus gegee het nie. Nie net vir dit nie, maar vir die persoon wat hy is. Vir die verhouding wat ek ook met hom kan hê. En dit herinner my aan hierdie mooi verhouding wat ek met my eie pappie op aarde kon hê. My aardse pa was 'n man van autoriteit oor my, want ek het geweet, my pa is slimmer as ek. My pa is sterker as ek. My pa weet beter as ek. Maak nie saak wat se besluite ek neem nie, my pa het die besluitnemingsreg. Maar hoe dit ook al was deur my lewe heen, was ek veilig onder die autoriteit van my aardse pa. My pa het absolute liefde aan my gekommunikeer. My pa het vir my gesê hoe oulik en hoe spesiaal en hoe kosbaar ek was vir hom. En dat ek met alles in my geweet het, hy sou sy lewe gee vir my. Maak nie saak in wat se gevaar ek sou wees nie. En ek onthou altyd hoe ons in 'n groot huis gebly het. En wanneer ons nou 'n braaivleisie het daar buitekant, en die huis se ligte is af, want ons kuier nou al van die middag af en dit het donker geword, dan het ons so 'n lang gang en ek was bang vir die donker. En dan sou my pa my vra, gaan haal gou vir my knipmes bo in my kas, want hy wou nou al so 'n stukkie van hierdie vleis wat hy braai afsny en proe, nou moet ek sy knipmes gaan haal. Dan is ek nou 'n klein ou seentjie. En dan kom ek deur die kombuis en dan wanneer ek so voor hy gang kom staan, kry ek dit nie so ver om in hierdie gang af te loop nie. Want ek weet ek loop in die donker in. En weet jy wat? Dan gaan ek terug na my pa toe. Dan sê ek vir hom, kom saam met my. Hy kon gesê, okay, los dit, maar ek sal die knip myself gaan haal. Maar nee, hy vat my hand.
dan sê hy, goed, ek sal saam met jou kom. En dan wanneer ek in daai donker gang afloop, is die vrees weg. Is die onsekerheid van wat om die hoek wag, weg. En dan stap ek saam met my pa, en dan weet jy wat, omdat daai kas so hoog was, want sy knipmes was in die hoogste, dan het ek daai rakke geklim. My pa het nie die knipmes gevat nie, want hy het my gestuur om die knipmes te gaan haal. En dan klim ek daai rakke, en dan haal ek sy knipmes uit die kas uit. En dan stap ek weer saam met hom. En dan voel ek so veilig. En daai autoriteit het gegaan oor 'n verhouding wat ek met hom kon hê. Kom ons lees gou hierso vanaf vers 1, vers 2 in Matteus 28. Eintlik kan ek vir julle vertel wat gebeur het daar. Nadat Jesus gekruisig was en in die graf geplaas was daar mense wat saam met hom gewandel het. Onder andere Maria Magdalena en ook die ander Maria, sê hierdie woord. En hy was vir 3 dae al in hierdie graf. En hulle het na die graf toe gegaan om na die graf te kyk. En wat dit vir my sê is, daar is niks by 'n graf nie. Ons almal weet. Dis maar net die oorblyfsel. Dis maar net die grafsteen. Maar iets in ons verlang so, het so behoefte na die teenwoordigheid van daardie persoon wat ons nou verloor het. Dat ek gaan maar na die graf toe, want miskien vertroos dit my. En so gaan hulle om na die graf te kyk. Want hulle verlies en hulle verlange is so oorweldigend. Hulle verlang om net weer by hom te wees. En hulle kom by hierdie graf. En daai graf is leeg. Kom ons probeer net gou verstaan. Wie was Maria Magdalena wat voor haar graf gaan staan het? Terwyl sy so intoe stap. Jesus het haar persoonlik aangeraak. En 7 demone uit haar lewe uitgedryf. Maria Magdalena se lewe was vir ewig getransformeer toe sy aangeraak was deur Jesus. Soveel so dat sy van daai dag af vorentoe altyd deur by hom gebly het. Waar ook al hy gegaan het, en sy disippels het sy saam met hulle gereis. Wat het sy gesien en beleef tydens haar reise saam met Jesus? Sy het eerstehandse ervarings gehad van Jesus, wat siekes gesond maak, wat malaatses gesond maak, wat dooies opwek. Sy was daar toe hy vir meer as 5000 mense kos gegee het, met 5 brode en vissies. Sy was deel van die verhale en die gesprek, en die verbasing, hy loop op die water. Wanneer sy in sy teenwoordigheid was, en hulle het saam geëet en gekuier, het sy meer as dit ervaar, as toe ek saam met my pa in daai donker gang gestap het. Die vrede wat hy nagelaat het, die krag wat uit hom uitgestraal het, die hoop wat hy gegee het, hy gaan alles regmaak. As hy daar is, al kos dit 'n wonderwerk, hy sal dit doen, maar alles sal oukei wees. Maria het dit beleef. Maar sy was ook een van die baie min disippels wat weggehardloop het toe hy gekruisig is. Sy het daar gestaan. Sy was daar, sy het met haar oë gesien hoe hy sy asem uitblaas. Toe Jesus in die graf geplaas was, Josef van Arimatea daar die graf voorsien het. Die finaliteit van die verlies van hom op wie haar hoop was, kan jy saam met my indink wat sy hopeloosheid het sy ervaar. Wat sy alleenheid het sy ervaar.
wat se vrees of bekommernis of verslaandheid en verwardheid het oor haar gekom. Dis wat gebeur buite die teenwoordigheid van Jesus. Sonder God kan ons al hierdie emosies hê, want ons is hopeloos. Ons het nie 'n toevlug nie. Matteus 27 vers 50 is die hoofstuk net voor 28. When Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. Toch was daar ook daardie belewenis. Dit kan nie verby wees nie. Hier het iets so majestueus en magtig gebeur, dat 'n aardbewing ruk en skud die tempel, dat die gordyn skeur, dat dooies opstaan, heilige mense loop deur die stede en verskyn aan ander mense. Toe Jesus sy asem uitblaas, Maria Magdalena het dit gesien. Kan jy saam met my enigsins probeer dink hoe oorweldigend haar belewenis was? Wat het sy gesien en beleef? En sy kom by hierdie graf in Matteus 28, lees ons hoe daar weer 'n keer 'n aardbewing plaasvind. Matteus 28 vers 2. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He's not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he is risen from the dead and is going ahead of you into Galilee." Sure. Probeer jou in die skoene van Maria Magdalena sit. Sy sien 'n engel, sy sien weer 'n aardbewing. En sy kry hierdie goeie nuus. Jy gaan hom nou in Galilea sien. Ek dink haar bene kon haar nie vinnig genoeg dra nie, soos wat sy gehardloop het. Vers 8. So the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." Nou kan ons kom by die vers wat ek mee begin het. Verse 16. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him. But some doubted. Sommige het getwyfel. Kan dit wees? Hierdie twyfel sê, ek
ek sal myself reserveer. Ek gaan dalk maar nie my gedagtes uitspreek nie, want as ek sê wat ek dink, dan, jy weet, dan gaan ek dalk reveal. Ek weet nou nie of julle almal so lekker by julle sinne is nie. Hulle het getwyfel of dit werklik Jesus was. Daar was stories wat versprei was deur die soldate wat gesê het, jy weet, hulle het eintlik die soldate omgekoop om hierdie stories te versprei, dat hulle deur die nag sy liggaam verwyder, hulle het hom eintlik maar net gesteel. Dis nie werklik Jesus wat opgestaan het nie. Die werk van die duiwel is om by my en jou twyfel te saai. Want wanneer daar onsekerheid in ons lewens is, dan is ons wankelrig. Dan weet ons nie wat die uitkoms gaan wees nie. Dan wonder ons of daar hulp gaan wees. Ons wonder of God werklik my hoor. Ons wonder of ek werklik die vermoë het om hier deur te kom. Ons wonder, is daar werklik 'n doel met my lewe? Ek weet nie watter gedagtes ons bedink nie, maar wanneer ons begin twyfel, raak ons wankelrig. En dit is een ding wat Jesus gesien het. Al het daar 'n hele klomp gewees wat hom aanbid het, moes hy daardie twyfelagtiges aanspreek. Hy moes spreek tot hulle harte waar daar enige onsekerheid heers. Dat God is wel 'n almagtige God, 'n God van liefde, 'n regverdige God, 'n alwetende God, 'n alomteenwoordige God, 'n God van liefde, maar ook 'n God van krag, 'n God met 'n plan, 'n God wat met ons is, en jou nooit sal begewe, en jou nooit sal verlaat nie. Dat al is die moeilikheid hoe groot, dat wanneer jy sy naam aanroep, dat jy gered sal word. Al is dit so erg soos die dood, dat hy kan opwek uit die dood. Sy krag en mag is sterker en groter en die absolute laaste sê oor die laaste saak in jou eie lewe. Jy is 'n kind van God en hy het alles gedoen wat jy nodig het gedoen moet word. Hy sê ons is reeds geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemel is. Hy het dit volbring. Die woord is tetelestai. Hy het alles klaar gedoen. Maar dit gaan meer oor my en jou respons tot sy autoriteit. Julle weet hierdie wêreld is vol moeilikheid. Dit is nie asof Christus nog in sy koninkryk moet instap nie. Dis nie asof hy wonder hoe gaan hy reageer die oomblik wanneer daar een of ander wêreldleier is wat een of ander aankondiging maak, of wanneer daar een of ander moeilikheid op aarde is nie. Hy's reeds in beheer. Hy het reeds heerskappy. Alle heerskappy is reeds aan hom oorhandig. Want dit was sy respons tot daardie twyfelagtige, onsekere harte wat daar onder daai worshippers was. All authority in heaven and on earth has already been given to me, sê die Here. My en jou respons moet wees soos 'n seentjie wat sy hand in sy pa se hand sit en deur die donker loop. Sê ek vertrou jou. Ek was dalk bang vir iets wat ek nie geweet het nie. Goed wat ek in my eie verbeeldingswêreld gefabriseer het. Dalk was daar 'n dief in ons huis wat om die hoek is. En as ek in die donker gang loop, dan gaan hy op my spring. My verbeelding wat dit fabriseer. Maar as ek saam met my pa stap, sal hy vrese besweer. Want ek vertrou hom. Ek sien sy krag. Ek sien sy grootheid. Ek ervaar die vrede wat hy uitstraal.
Hy het my altyd Sunny Boy genoem. Dan sê hy vir my, sien jy Sunny Boy, daar's niks om voor bang te wees nie. Kom, jou pa stap saam met jou. En dan spoel daar sulke golwe van vrede en tevredenheid deur my. Dis die effek wat hy op my het. Ek wil graag met jou deel, dat jy saam met my in die skoene van Maria Magdalena moet gaan staan. En weer 'n nuwe besef kry van Jesus. Van die godheid en die heerlikheid. En dat jy weer aangeraak moet word saam met my deur die effek van wat hy uitstraal. Ons het dit vroeër gesing. When I locked eyes with you. Jy sien, wanneer ek in sy oë kyk, dan het hy 'n effek op my. Wanneer ek werklik met hom te doen het, dan is die probleme van my lewe kleiner. En dit verdwyn. Want ek glo, my Vader sorg vir my. Ek het ook 'n familielid. En hy het altyd gesê, as mens vir hom sê, hoe gaan dit, dan sê hy, ag, ek het beter dae geken toe my pa vir my gesorg het. Maar eendag het hy 'n encounter gehad met God. En sy lewe het verander. En eendag kom ek weer by hom en ek sê, hoe gaan dit met oom? Hy sê, my pa sorg vir my. Dit gaan baie goed, dankie. Jy sien, wanneer jy 'n waarheidsbesef het van God wat in jou lewe werk, en jy hom vertrou, dan begin jou denke verander, jou spraak verander, jou verwagting tot hierdie lewe verander. Jou verwagting van hoe moeilike sake gaan uitspeel verander, want jy glo alles sal ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet, vir die wat deur die gees wandel en nie deur die vlees nie, wat deur sy voorneme geroep is. En dit word jou oortuiging van jou hart. Ek verwag dit. Things will work out. God will make a way. God is in control. God listens to the prayers of my heart. God sees me. God hears me. God is with me. I trust Him. Dis die effek wat hy op die lewens het van die wat hom vertrou. Vir die wat glo hy kan. Vir die wat glo hy wil. Vanoggend kan ek saam met Maria Magdalena kyk na Lazarus wat hy opgewek het. Kan ek kyk na hom wat op die water loop en sê, kom, jy kan ook op die water loop. Kan ek glo in sy heerskappy en gaan geen regering in hierdie land, gaan geen aankondiging van hongersnood, gaan geen effek wat besluite wat mense het, my ontseën nie, of my ontstel, of my van balans af gooi nie. Want ek het gekies. My vertroue is in sy krag, in sy autoriteit. Oor jou besigheid, glo dit. Hy het heerskappy. Oor jou huwelik, glo dit. Hy het heerskappy. So mooi om te sien, Henny, dat jy het 'n baie goeie geheue en dit het jou hart getref, want op julle huwelik 11, 12 jaar gelede was dit julle vers. Perfect love drives out fear. Perfect love drives out fear. As jy God werklik lief het en jy glo hy het jou werklik lief, sal vrees verdwyn uit jou lewe uit. Want jy gaan hom net vertrou. God is in beheer van daardie diepste, donkerste, daardie hartsgeheime, daardie gedagtes, daai twyfel. Almal het hom geworship, maar Jesus het hulle nie bestraf nie. Hy het met die hele groep gepraat en hy het kom reassure. All authority in heaven and on earth
has been given to me. Jy moet dit hoor vanoggend, dat die Here sê hy is in beheer. En jy moet dit glo vanoggend, jou respons vir jou lewe, toe jy gesê het, Here, ek gee u my hart, ek gee u my lewe, ek gee u my toekoms, ek vertrou u met alles. Jy moet dit hoor vanoggend, dat hy is in beheer. Every heart has a throne. Hoor mooi. Every heart has a throne. The question is, who's sitting on it? Want vir hom, wat nie God uitgenooi het op die troon van jou lewe te sit nie, so 'n persoon sit op sy eie troon, regeer sy eie lewe, is in beheer van sy eie lewe, dryf sy eie lewe, sy eie emosies dryf sy lewe, sy eie gedagtes dryf sy lewe, sy eie wilsbegeertes dryf sy lewe. Wat hy wil hê, so sal dit wees. 'n Persoon wat op die troon van sy eie lewe sit. Ek wil dit vir jou op die beste manier beskryf wat ek moontlik kan. Is iemand wat agter die stuurwiel van 'n voertuig sit. En Jesus sê, gee vir my die stuurwiel. En jy pluk dit weg en jy sê, ek weet wat ek doen, dankie. En elkeen wat aan die stuur is van sy eie lewe, eindig op van die pad af. You'll end up in a ditch. Jesus wil agter die stuurwiel van jou lewe inklim. En ek wil vir jou sê, hy ken die pad. Hy sien die ongelukke, hy sien daar die verkeersknope, lank voordat ek en jy dit kan sien. Hy gaan jou op die veilige roete vat. Vir jou voel dit soms of het 'n ompad is. Jy wou nou dadelik by jou bestemming gekom het. Maar hy weet waarom jy 'n sekere roete moet ry. As jy toelaat, dat hy jou op die veilige pad vat. Heerskappy oor my lewe is 'n besluit. Here, ek gee vir u die troon van my hart. Ek gaan nie vertrou. Ek gaan u woord vertrou. Ek gaan dit nie betwyfel nie. U woord sê, as God vir my is, wie kan teen my wees? So Here, ek gaan nie kyk na die wat teen my is nie, ek gaan kyk na u. Ek gaan nie na mense kyk nie, ek gaan na u kyk. U woord sê, vervloek is hy wat op mense vertrou. Here, ek wil nie na mense kyk en op hulle vertrou nie. Geseën sal u wees as jy op God vertrou. Ek sal op u vertrou. Ek sal op u vertrou. Noem jou situasie vandag by die naam. En jy sê, ek vertrou u oor hierdie saak. Ek vertrou nie hoe ek dit moet bestuur en wat ek gaan doen en gaan ek hier deurkom en hoe arme ek. Here, ek vertrou op u. Ek vertrou op u. Sy heerskappy oor elke saak van jou lewe. Ek gee u my finansies. Nou wanneer sy heerskappy ingelaat word, toegelaat word oor jou finansies, dan gaan jy agterkom, hy gaan vir jou sê, moenie vashou nie. Moenie beheer nie. Moenie bekommer nie. Hy gaan vir jou sê, saai en jy gaan maai. Dis sy beginsels. Hy gaan vir jou sê, gee om vir die armes. Wat ek vir jou gegee het, as jy weer weggee, sal dit 'n oop kanaal bly. Jy sal weer ontvang. Dis God se beginsels. Wanneer hy beheer het. Wanneer ek accountable is teenoor God oor my finansies, dan kan ek vir die Here sê, Here, dit wat U aan my toe vertrou het, ek het dit met my geld gedoen, ek het dit met my geld gedoen, en ek het dit met my geld gedoen. Here, dankie dat U dit wat ek gedoen het seën. Ek kan nie my geld spandeer by 'n stripklub en verwag dat God gaan my tyd en my geld wat ek daar spandeer het seën nie. Ek kan nie as 'n goeie rentmeester voor God staan en sê, dis wat ek met my geld gedoen het nie.
Maar wanneer ek 'n 10de betaal, nie omdat ek moet nie, want ons nêrens 'n voorskrif wat sê jy moet dit doen nie. Dis jou eie keuse. Of wanneer ek saai in 'n area wat ek weet daar behoefte is, kan ek voor God staan en sê, Here, ek het gedoen wat u woord sê. En Here, dankie dat ek 'n oes kan verwag vir wat ek met my finansies gedoen het, want u het beheer. U het autoriteit oor die beginsels van wat u in u woord leer. U woord is ja, u woord is amen. U woord sê, u het 'n blymoedige gewer lief. Here, dis my hart. Ek gaan nie met grudging en murmurering gee nie. Ek gaan met blymoedigheid gee. Want u woord sê, u het 'n blymoedige gewer lief. Wanneer ek in my huwelik die heerskappy van God oor my lewe toelaat, dan gaan ek my vrou lief hê, want die Here sê, dan gaan hy my gebede beantwoord. As ek my vrou nie lief het nie, dan sê die woord van die Here, dan kan hy my gebede nie antwoord nie. So ek moet met die vrou wat hy aan my toevertrou het, in eenheid saam woon. Ek moet oë hê net vir haar. Ek moet saam met haar bid. Ek moet aan die doelwitte wat sy as belangrik aandag gee, sodat sy kan voel sy is veilig by my. Sodat sy kan voel ek respekteer haar. Sodat sy kan voel ek het haar lief. Ek moet haar belangriker ag as myself. Want die Here sê in sy woord, you need to outdo one another in showing honor. Ek moet nie wag dat sy my eer nie. Ek moet haar meer eer as wat sy my eer. Nou sê die Here, hy sal my gebede verhoor. Manne, julle moet julle vrouens lief hê, sodat God julle gebede kan verhoor. Dis wat sy woord, meneer. Hy het totale heerskappy ook oor jou huwelik. En jy moet 'n rentmeester wees. Jy moet accountable wees aan hom. Jy moet jou vyand lief hê. Nou praat ons van ander verhoudings. Is God se heerskappy geldig oor alle verhoudings in jou lewe? Hoe lyk jou verhoudings met ander rasse? Hoe lyk jou rasseverhoudings? Wat gebeur in jou hart oor ander mense? Het jy hulle lief? Het jy jou vyand lief? God se heerskappy moet ook oor daardie verhoudings in jou hele lewe heers. Jy kan nie heers en vir God sê, staan bietjie een kant toe, ek gaan hierdie saak maar eers op met my koue kilheid hanteer nie. My bitsige tong. Ek kan nie, ek mag nie. Want hy splinter gaan septies word. Ek dink julle hoor die woord wat ek op my hart het om met julle te deel vandag. All authority has been given. All authority has been given. Dis nie weerhou nie, dit moet nie nog gebeur nie. Hy heers in elk geval, of jy hom nou gekies het of nie, Christus heers in elk geval. Het julle geweet dat die Nuwe Testament verwys 747 keer na Christus sy heerskappy. Him as Lord, him as having authority. In Handelinge 92 keer word daar verwys na Jesus Christus as Lord, as Here, as een met heerskappy. En net 24 keer na hom as redder en verlosser. Hoe belangrik ag jy sy heerskappy? Jy sien, ons wil die verlossingswerk wat hy gee en die genadewerk aanvaar, maar die klem wat God se woord op sy heerskappy lê, is selfs veel groter. Nie dat ek een minag nie, maar wat ek vir jou sê is, moenie dit mis, dat sy autoriteit in jou lewe aanwesig moet wees nie. En ek en jy moet respondeer teenoor sy autoriteit. Nie vir hom by die rang wat dra nie, maar vir hom as 'n persoon wie hy is. Amen. Jy sal die vrug pluk. Jy sal die vrede kry. Jy sal die vrymaking ervaar. Jy sal die blessings in jou lewe hê as jy hom op die troon van jou hart sit. En jy weer sê, Here, ek klim af.
Ek gee U beheer van my lewe. Vader, dankie dat ons deur die oë van Maria Magdalena en ook disippels, Here, en ook soos wat dit neergepen is in Matteus, weer met nuwe oë kan kyk na U grootheid, U almag, U autoriteit. En dat ek net gewillig, vrymoedig voor U kan buig vandag. Sê ek gee U my lewe. Ek gee U reg tot my lewe. Ek gee U toegang tot elke area in my lewe. En Here, ek wil gehoorsaam wees, omdat ek U heerskappy as die absoluut mees belangrike autoriteit in my lewe erken. In die naam van Jesus. Amen. Love drives out perfect love drives out fear. Kom ons bly met dit vandag. Geen vrees nie, geen bekommernis nie. Jy kan met vrede vandag ervaar die liefde van die Here vir jou.